Wele herfs is darem maar die ongelooflikste seisoen. Herfs en lente het daai tussenin iets wat 'n mens net so bietjie skiet gee. Hier op Teefontein is die somers en die winters baie erg. Dis ontsettend warm of ontsettend koud, maar in herfs het 'n mens hierdie inleiding. En die kleure van herfs. Nou praat ek nie van die blare nie. Ek praat eerstens van die kleur van die son. Dis sulke van Gogh-sonne wat so in die blou hemel hang hier op Teefontein. 'n Sagte son wat jy so op 'n stoel kan sit en jou rug so lekker bak. Nou moet jy ook versigtig wees en 'n hoed dra, want die winterson weet ons nou almal is giftig. Jy moenie om op jou kop sommer sit en daar sit nie. Maar daar's iets. Daar's die gevoel van die kleure. Daar's iets wat vir jou kom sê, word kalm voor die winter. Nou die laatmiddag sit ek daar onder die rooi karee. Nou sit en kyk ek hier, so eind van my af, staan so 'n groot wolwedoring. En hulle is nou besonders mooi na al die reën. Nou sit ek daar, my hondjies is hier rond, die katte is hier rond, ek kyk nou maar net die skoonheid. En hier voor my oë begin daar iets af te speel. Dis seker nou nog so 1 uur en 'n half voor die son nou ondergaan. Nou raak sy so goud. En die goud kom so deur die grasgroen blare van die wolwedoring. En is dit half of die blare van die wolwedoring die son nog meer laat skitter, maar dis 'n sagte skitter. Dis 'n skitter wat so tot in jou binneste skitter. Wat amper vir jou sê, drink hierdie son in. Binnenkort gaan jy in jou huis sit met 24 treie aan in wolweste. So, dis amper asof die son jou kom troos. Of die son so vir die laaste keer net aan jou wil raak. Om te sê, ek gaan nou kouer word en ek gaan nou kouer word, maar hier is ek in my skoonheid. En die diere, nou hou ek hulle so dop. Die hoenders lê nou bietjie minder. Hulle het dan weer die terugvoer moet ek gee van die laaste video van hulle wat opgehou lê het. Die sonette het gehelp julle. Die hoenders lê weer. Maar nou sien jy winter kom en na 'n dag wat dit so stormagtig koud was, daar is daar nou nie eiers nie. En hulle gedrag verander. As ek hulle nou laatmiddag oopmaak dat hulle 'n bietjie groenigheid kan eet, dan wil hulle vroeër en vroeër terugkom in die kampie, want hulle weet, ons moet nie buite wees hier, dit gaan koud wees vandag. En die kalkoene is ook half bietjie ingetoe, want asof hulle vir hulle reg maak. En aan moeder natuur kan jy sien, hoe's als in voorbereiding vir die groot koue wat gaan kom. Maar hierdie tydperk voor die groot koue is hierdie dae van ongelooflike skoonheid. Ek kan nou nie sê die jaar word ryp in goue akkerblare nie, want hier is die akkerbome nie. Maar die jaar word regtig ryp hier in goud. En saam met die goud kom die sagtheid, die voorbereiding wat sê, word stil, kyk na moeder natuur, maak reg vir hibernasie, laat 'n mens 'n bietjie in jou binnelandskap rondloop en 'n bietjie dink. En ter voorbereiding kan jy met jou rug in die sonnetjie soos 'n dassie al agter die son aantrek, wanneer dit so is dat jy kan buite sit, om jou liggaam voor te berei vir hierdie ysige winter wat aankom. En ek wens vir almal 'n dierbare herfs toe. Gaan uit in moeder natuur, gaan beleef dit. Ons hoef nie net te wag vir die blare
wat verkleur nie. En so kan jy ook die herfs in jouself dan aanskakel. Dat as dit koud word, dan is jy reg vir die seisoen.